eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in die waarheid, vir die eer van die koninkryk, wil gehoofloof U, ons Heer en Bruidegom. Ons teksgedeelte van môre, Johannes 21, vers 20 tot 25. Johannes 21, vers 20 tot 25. Maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë ook in gebed. Ons Heer, ons Koning, Jesus Christus. Here, baie dankie vir die wonderlike geleentheid. Dankie dat U ons ook versamel het deur die inwerking van die Heilige Gees, om vanmôre hier te wees. Om deel te wees van die gemeenskap van gelowiges, om in U te wees en deur U ook deel te wees van mekaar as broers, as susters. Here, baie dankie dat U 'n God van verhouding is, dat U ons geroep het tot verhouding. En as God van verhouding is U ook God van kommunikasie. U is God van openbaring, U is God van bekendmaking. En daarom dank ons U, Here, vir al die maniere wat U gebruik om Uself bekend te maak, nie net aan ons nie, maar ook aan die ongelowiges. Here, ons dank U in besonder vir die woord, dankie vir die Bybel, en dankie ook vir die leiding van die Heilige Gees, en dankie dat U ons bemagtig deur die woord, om uit te gaan as 'n openbaring, om die ongelowiges ook te bereik. Seën ons daarin in besonder ook, lei ons asseblief nou verder, en ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam Johannes 21 vanaf vers 20. En Petrus het hom omgedraai en die disippels sien volg vir wie Jesus lief gehad het. Die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is U verraaier? Wie is hierdie disipel? Johannes, nee? Baie mooi. Die skrywer van die evangelie. Vers 21, toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Hierdie woord het toe onder die broeders uitgegaan dat daardie disipel nie sou sterwe nie. En Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Misverstand wat tot vandag heers, baie mense dink, met ander woorde met hierdie woorde, dat die disipel Johannes nooit gesterf het, of kan sterf, en so meer. Dis nie wat Christus sê nie. Christus sê, ek gaan hom in die lewe hou, totdat ek kom. Nou, wanneer het die Here gekom? Openbaring. Johannes het openbaring geskryf. Christus Jesus, die verheerlikte Christus, het toe verskyn aan Johannes en die openbaring aan Johannes oorgedra. So hierdie verwysing gaan oor die verskyning wat ons het in openbaring, ook geskryf deur dieselfde Johannes op Patmos. So right, net om daai misverstand ook te hanteer. Vers 24, dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een geskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen. Vers 24, dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is. Tot sover. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, en ons het die teks daar gekyk, daar is hy, ons tema natuurlik, die historiese Jesus, die bewys van ons geloof. Historiese Jesus, bewys van ons geloof. Nou, eerste gedagte wat ek net vinnig saam met u wil bevestig, dat ons geloof is bewysbaar. Ons geloof is bewysbaar. Ons geloof is bevestigbaar. Ons geloof is nie leeg nie. Ons geloof is nie gebou op niks nie.
Ons geloof in Christus, ons geloof in die evangelie, is nie 'n geloof, 'n leë geloof nie. Ons geloof is bewysbaar, dis bevestigbaar. Ons geloof is gebou op bewyse, op getuienisse, soos wat Johannes vir ons hier sê. Die getuienis dat Jesus Christus werklik is, dat hy bestaan, dat hy leef. Nou, ons glo natuurlik in die Bybel as die grootste getuienis of bewys rondom Christus. Maar daar is ook baie ander buitebybelse bewyse dat Jesus Christus werklik is en werklik geleef het. Buitebybelse getuienisse wat die Bybel bevestig as waar. Nou, ander bewyse behalwe die Bybel, byvoorbeeld getuienisse van mense, getuienis van gebeure, bewyse wat ons het uit die natuur, uit skepping, bewyse wat ons het uit die wetenskap, bewyse wat ons het uit dinge soos argeologie, opgrawings, ontdekkings, al hierdie dinge. Ek het al met een in die verlede die openbaringsmiddele hanteer. Ons het gekyk na die besonderse openbarings en dan algemene openbarings, al die maniere wat God homself bekend maak en openbaar vir gelowiges en ook vir ongelowiges. So baie van die dinge wat ek nou noem, weet ons is deel van die algemene openbarings van God, wat God gebruik, weer eens om die ongelowiges ook te bereik. Romeine 1 wat dit baie mooi bevestig, dat Christus gee ook vir hulle geleentheid, hy openbaar homself ook aan hulle kan nie eendag sê, ek het nie geweet nie. Die openbarings is orals. So hierdie bewyse dat God is en dat God bestaan. Nou nog so 'n bewys as deel van algemene openbaring is natuurlik die geskiedenis. Geskiedenis, waarna ons ook spesifiek vandag 'n bietjie gaan saam kyk, om deur die geskiedenis, veral deur geskiedskrywers van die antieke tyd, te bevestig dat Jesus Christus werklik geleef het, dat hy 'n werklike persoon in die geskiedenis is, soos al die bekende geskiedenisfigure wat ons ken, al die mense, Christus Jesus is ook vasgevang in geskiedenis. Hy is 'n geskiedkundige persoon. So ons gaan vandag kyk na wat ons noem die historiese Jesus. Met ander woorde, was Jesus 'n historiese persoon wat werklik bestaan het in die geskiedenis? Of was hy net opgemaak? Of is hy net 'n storie? Is dit net die Bybel wat dit getuig? Of is daar ander buitebybelse bewyse dat Jesus Christus 'n werklike persoon in geskiedenis was, wat werklik geleef het en belangrik, wat nie opgemaak is nie? Nou, om te kyk na historiese Jesus en om die vraag te beantwoord hier rondom historiese Jesus, gaan ons kyk na antieke geskiedskrywers, veral van die 1ste en die 2de eeu. So skrywers wat bevestig dat dit wat die Bybel sê is waar, dat dit wat die Bybel getuig is waar. Nou, ek moet dit nou voor die tyd sê ook, ek gaan dit na die tyd ook sê. Dit gaan nou vir baie klink soos 'n geskiedenisles vandag, hoor. So ek vra om verskoning. Ek gaan baie name noem, en ek weet soos ek in Tannie Ethnie ook gepraat het, dit is moeilike name. Ek hoop ek spreek hulle almal reg uit ook selfs, hoor. Maar, my doel vandag is nie dat jy moet uitgaan en al hierdie name van hierdie skrywers moet ken en onthou nie. Glad nie. Ek wil hê jy moet die beginsel verstaan. Maar ek moet hierdie name noem om daardeur die bevestiging en die getuienis te kan gee van dit wat hulle sê. En ek gaan 'n paar voorbeelde gebruik. So daar is nog dieper ondersoek hier rondom, natuurlik. So asseblief, moet nou nie dink jy moet al die name probeer onthou nie. Ekskuus vir al die name, dis net om te bevestig, dit is die persoon, dit is wat hy geskryf het, maar ek wil hê jy moet op die einde van die dag die beginsel agter dit verstaan. Nou as ons gaan kyk na antieke skrywers, 1ste en 2de eeu, ek verwys net vinnig hierna, Christelike
buitebybelse bronne. Nou, ek wil dit net gou genoem. Daar is Christelike, met ander woorde gelowiges, Christelike buitebybelse bronne, wat ook getuig van die bestaan van Christus Jesus. Ek noem dit net, want dit val onder Christelike literatuur, so die ongelowiges buite sal sê, nee, ons kan nie kyk na hierdie literatuur nie, omdat hulle reeds Christene is, so hulle kon die bestaan van Christus opgemaak het, nee. Dis nie vir die ongelowige baie wonderlike bron hierdie nie, maar ek gee dit net, ek noem dit net, dit is natuurlik daarso. Daarby moet ek ook sê, dat baie van die sieninge wat ons het in hierdie geskrifte, is sieninge van mense oor Jesus Christus, nee. So dis nie op die vlak van die Bybel nie, natuurlik nie, nie altyd betroubaar nie, maar ons verwys dit en ons noem daaraan net om te sê, dat uit hierdie geskrifte, hierdie Christelike buitebybelse bronne, dat Jesus Christus werklik was, en dat Christus geleef het in die mond van die antieke mens. So dis hoekom ek hulle net vinnig verwys, maar ek noem hulle net vinnig. Bronne wat hier gelees kan word, is natuurlik die apokriewe. Ek het al met u gepraat oor die kanon, dit wat in die Bybel is, en die apokriewe wat nie in die Bybel is nie, en hoekom hulle nie in die Bybel is nie, dis nie 'n conspiracy nie, ekskuus my Engels, dis nie 'n sameswering nie, daar's redes dat hierdie ander boeke wat ons noem apokriewe nie deel is van die Bybel nie. Ek sal 'n preek weer daaroor op 'n stadium lewer. So jy kan gaan kyk, die apokriewe is daarso, en die ander geskrifte is die briewe van die apostoliese vaders wat ook beskikbaar is. Apostoliese vaders soos Clement, Ignatius, Polycarpus, Didache en nog baie ander ook, wat bevestig dit wat die evangelie bevestig. Maar soos ek sê, dis Christelike buitebybelse bronne, so die ongelowige stel nie baie belang hierin nie, maar die volgende kriteria gaan ek 'n bietjie meer stil staan vir ons, en dis natuurlik die nie-Christelike buitebybelse bronne. Nie Christelik. Nou volgens my is hierdie die klem van die ondersoek na die historiese Jesus, en ek gee die volgende redes hoekom. Die ongelowiges of kritiek kan nog beweer, of kritisie kan nog beweer dat Christene die bestaan van Jesus opmaak, maar is moeiliker om dit te beweer van nie-Christene, ongelowiges nie. Hierdie bronne, die briewe en so meer toon 'n totale onafhanklike getuienis buite die Bybel, wat die Bybel sê bevestig. En weer eens uit die mond of die hand van ongelowiges, nie gelowiges nie. Dit toon selfs slegte houding van Jode en heidene teenoor die Christene. So weer eens, die geskrifte is nie daar om Christus as te ware te boost of beter te laat lyk of wat ook al, glad nie. Hulle is inteendeel meer aanvallend oor dit wat aan die gang is. So weer eens, en dit toon ook dat tydsgenote in die 1ste en die 2de eeu die bestaan van Jesus nie betwyfel het nie. Belangrike ene. Hierdie bronne toon dat Jesus 'n werklikheid was in die lewe van daai tyd. So hier gaan ons kyk na twee kategorieë of kante. Ons gaan kyk na Joodse bronne, net so 'n bietjie daar noem, en so 'n paar heidense bronne, of ons noem dit Hellenistiese bronne. So dis die twee kante rondom die ongelowiges waarna ons gaan kyk. Nou die eerste enetjie is natuurlik die Joodse bronne. Joodse bronne, en daar gaan ek so veral twee net verwys vir u. Die eerste enetjie natuurlik het ons vir Josephus ben Matthias. Nou weer eens, hoef nou nie al die name te onthou nie, maar Josephus was 'n historikus. Hy was 'n geskiedskrywer gewees. Hy was 'n Jood. Hy's gebore in Jerusalem in 37 na Christus. Hy was 'n baie bekende antieke geskiedskrywer, en in sy boek Jewish Antiquities verwys hy na die bestaan van die historiese Jesus. So sy weergawe wat ons het is natuurlik baie meer neutraal, soos ons nou gesê het, soos met al sy geskiedskrywings, maar dit bevestig dat Jesus Christus werklik geleef het. So jy kan gerus gaan kyk, Josephus sy geskiedskrywings wat bevestig die bestaan van Jesus Christus. Nou, 'n ander Joodse bron wat jy ook kan gaan raadpleeg is natuurlik die rabbynse bronne.
So in die rabbynse of die Joodse literatuur, onder andere die Talmud en die Midrashim, is daar verskeie verwysings na die historiese Jesus. Weereens, die volgende word onder andere geskets in hierdie literatuur wat ooreenstem met die evangelie. Volgens die rabbynse literatuur het hulle gesê Jesus het toorkuns gebruik. Hoekom? Want hy het wonders gedoen. So ons weer is die toorkuns, sê, maar ek bedoel net om die siening van die mense oor Jesus. So hulle erken, hy het toorkuns of iets gebruik, want hy het wonders gedoen. Volgende gedagte, hulle het vir Christus ook gesê dat Christus die volk mislei het, soos wat die Jode geglo het in daai tyd en tot vandag. So weer eens, Christus was vir hulle 'n werklikheid, dit was nie fiksie nie, is nie opgemaak nie, hierdie Jesus het die volk probeer mislei. So baie interessant, en ons weer is die siening van die Jode tot vandag. Nog 'n gedagte, baie interessant, volgens hierdie literatuur sê hulle dat Jesus is gekruisig op die aand van Pascha, soos in ooreenstemming met die evangelies, Johannes in besonder, nee? So hulle bevestig ook die kruisiging op die aand van Pascha. Volgende gedagte, hulle sê in die literatuur dat hy het disippels gehad, alhoewel die getal disippels verkeerd is of foutief is, maar hy het disippels gehad. So ek hoop julle kom agter, Jesus is 'n werklikheid, hoor, werklike historiese persoon. En natuurlik sê hulle ook dat Jesus het beweer hy is die seun van God. Hy is die seun van God. So die bronne bewys ook dat Jesus Christus werklik geleef het. Dis 'n werklike persoon in geskiedenis, nie opgemaak nie. Alright, Joodse literatuur, jy kan gerus gaan kyk, soos ek sê. Die volgende wat ek so bietjie saam met u wil deurgaan, is dan die antieke Hellenistiese skrywers. Hierdie is nou heidene, né? Dis totaal en al ongelowiges, wat dan hierso getuienisse ook lewer oor die bestaan van Jesus. Nou, die eerste enetjie wat ek gou daar vir u wil wys, daar is hy, is Marabar Serapion. Marabar Serapion. Ek sien daar korte i, ek het hom gemis, ekskuus julle. Alright. Dis 'n brief van 'n filosoof aan sy seun, gedateer 73 na Christus. Hy was nie 'n Jood nie en hy was nie 'n Christen nie. Hy verwys in hierdie brief na 3 wyse persone, Sokrates, Pythagoras en die koning van die Jode, wat deur sy volk doodgemaak is. Hy sê ook dat die Jode hulle koninkryk verloor het en versprei is in die diaspora, die verstrooiing, as gevolg van hulle hierdie daad wat hulle gedoen het. Siening wat ook algemeen in die tyd geheers het, dat die vernietiging van Jerusalem in 70 na Christus plaasgevind het as gevolg van die kruisiging van Jesus Christus. Hy noem ook dat die koning het 'n nuwe wet ingebring, die wet van liefde. So hier kry ons 'n persoon wat direk verwys na die geskiedkundige historiese Jesus, en sy opmerkings bevestig baie wat die evangelie ook vir ons getuig. So dis Marabar Serapion. Volgende enetjie is Thallus, deur Julius Africanus. Thallus. Wat Julius gedoen het is, hy het die geskiedenis van die wêreld opgeteken, vanaf die val van Troje tot so 52 na Christus, en hy het dit saamgevat in 3 boeke, bekend as Thallus. So onder andere in Thallus beskryf hy die aardbewing wat plaasgevind het, die 3 ure duisternis wat plaasgevind het, alles tydens Jesus se kruisiging. Hy noem die duisternis 'n sonsverduistering wat plaasgevind het met die kruisiging van Christus. In Thallus is die sonsverduistering opgeteken tydens die regering van Tiberius, dieselfde Tiberius wat regeer het tydens die kruisiging van Jesus
Jesus Christus. So Thalos gee nie direkte verwysing na Jesus self nie, maar hy beskryf die gebeure in die tye wat ooreenstem met die evangelies. Dit wat die evangelie getuig, hierdie tye en ook gebeure wat opgeteken is in Thalos. So nog 'n bevestiging van die inhoud en tyd van die evangelie. Nou weer eens soos ek sê, ek gaan nou nie vir julle vra om toets te skryf na die tyd, jy hoor, maar net om weer eens te bevestig die skrywers en hulle getuienisse. Alright, die volgende is Pliny the Younger. Pliny was 'n Romeinse prokureur en het verskeie administratiewe poste beklee. Pliny het geleef 61 tot 120 na Christus. In 'n brief tussen Pliny en Trajan word by navraag gedoen na die identifisering en straf vir Christene, as ook die metode om seker te maak mense is nie Christene nie. Byvoorbeeld, om Jesus te vervloek en om 'n offer te bring vir die staatsgode. Hy verwys 3 maal na Christus en praat onder andere van hom as 'n halfgod. Halfgod. Mens en God in een. En hy getuig ook natuurlik wat hierdie geloof in die Christus, dat dit 'n bedreiging is vir die staatsgode van Rome. So Pliny, 'n voorbeeld ook en verwysing na die historiese Jesus. Volgende enetjie, Tacitus. Tacitus was deel van die aristokratiese senaat gewees. En hy was 'n geskiedskrywer. Hy het geleef 55 tot 120 na Christus. In sy biografie oor Nero noem hy byvoorbeeld die groot vervolging van Christene nadat Nero Rome self aan die brand gesteek het. Hy verwys ook dat Christene hul naam gekry het vanaf Christus, wat ter dood veroordeel is deur die prokurator Pontius Pilatus in die regering van Tiberius. Ons hoor het, nee. Hierdie weergawes van Tacitus is geloofwaardig en bevestig weer eens dit wat die evangelie vir ons getuig. So Tacitus, 'n baie mooi bron om na te speur. En dan die laaste vloekwoord wat ek vir julle vandag gaan gee, is Suetonius. Suetonius was ook 'n geskiedskrywer gewees, wat 70 tot 130 na Christus geleef het, en wat ook verwys na Christus, wanneer Claudius die Jode uit Rome verban, as gevolg van die opstande wat plaasvind oor hom. Dis 'n saak wat ook direk genoem word in Handelinge 18 vers 2. Die manier wat hy oor Jesus Christus praat, wys dat mense bekend was met Jesus. Is nie 'n onbekende figuur nie. Almal weet van hom. En dit stem ooreen met die Handelinge se weergawe. Nou geliefdes, so kan die aangaan en aangaan en aangaan. Soos ek gesê het, ek het nou baie name vir u genoem. Maar die slotsom wat ek vandag wil oordra, Jesus het werklik geleef. Jesus Christus is 'n geskiedkundige persoon. Daar's verwysings in geskiedenis na die bestaan van Jesus Christus. Hy's nie opgemaak deur die kerk nie. Dis nie net 'n storie wat die kerk opgebring het om mense te beheer nie. Christus Jesus is 'n historiese persoon. En hierdie getuienisse wat ons gekry het, bevestig die getuienis van die skrif, die woord, die evangelie. So daar is baie betroubare buitebybelse bronne wat getuig dat Jesus Christus werklik geleef het. Die gebeure rondom Jesus Christus was lewend in die hart van mense gewees, in die mond van mense, in die penne van die mense van die verlede. Christus is 'n werklikheid. Die evangelie is nie net 'n storie nie. Dis gebou op ware geskiedenis, ware gebeure. Jesus Christus het werklik geleef op aarde. En soos die ou bronne getuig, is hy die seun van God wat wonders verrig. Ons glo dit. Ons glo dit volgens die Bybel in ooreenstemming met die buitebybelse bronne. Maar ons glo dit, en hier is die belangrike, want ons ken hom.
Ons ken die Here. Ons beleef hom in ons lewens. Ons het hoeveel getuienisse van Christus in ons eie lewens. So ons glo, want ons beleef vir Christus as 'n werklikheid. Ons glo, want ons sien sy inwerking op ons lewens. Ons glo. En die bewyse van ons geloof is oral sigbaar. Nou weer eens, die doel van vandag is nie dat julle name van almal moet onthou wat ek hier op die bord gesit het nie. Almal van ons het Google. Jy kan die name gaan googleer. Jy kan dit gaan oplees, jy kan dit gaan ondersoek. Dit is beskikbaar. Die doel vandag is om ons bewus te maak dat daar is so iets. Daar is 'n historiese Jesus. Daar is buitebybelse bronne wat getuig van 'n werklike geskiedkundige Jesus Christus wat geleef het. Die doel is om ons bewus te maak dat antieke geskiedskrywers praat ook van Jesus en dat hulle inligting ooreenstem met wat die Bybel getuig. Dit bevestig die skrif. En die doel is om ons eie geloof te versterk, ja, maar ook dat ons die ongelowiges kan bereik. Die ongelowige glo nie in die Bybel nie. Jy gaan nie met 'n ongelowige direk kan praat en sê, maar Johannes sê dit nie. Hy gaan jou uitlag. Ek weet, ek was daar, hoeveel van u was ook daar gewees. Jy kan nie direk met die Bybel werk met 'n ongelowige altyd nie, né? Want hulle glo nie in die Bybel nie. Maar ons kan iets soos die geskiedenis gebruik en die geskrifte van antieke geskiedskrywers gebruik om vir 'n ongelowige te wys, maar hierdie is 'n geskiedkundige werklikheid. Ons kan dinge soos geskiedenis gebruik om 'n ongelowige te help en te lei tot die lees van die Bybel. Om dit wat in geskiedenis opgeteken is vir daai persoon te kan sê, dis wat die Bybel sê. Presies dieselfde. Dit getuig. Dis die doel van algemene openbarings wat die Here vir ons gee, is om die ongelowige te bereik en deur dit hulle te begelei op die einde van die dag na die skrif. So hier is weer eens 'n les rondom sending en evangelisering. Begin by die buitebybelse bronne, begin by wetenskap, argeologie, begin by natuur, wette, begin by hierdie dinge. Praat met hulle. Begin die saadjie van geloof so plant en lei hulle dan daarmee op die einde van die dag na die skrif, waar hulle al die antwoorde en alles ook sal kry. So my doel vandag is eintlik om vir u te bemagtig dat jy kan uitgaan en gaan praat met die ongelowiges daar buite. Deur al die openbarings wat die Here gee, ook die ondersoek rondom die historiese Jesus, dat Christus werklik deel is van geskiedenis. So geliefdes, die getuienisse oor Jesus Christus is oral beskikbaar. Kom ons gebruik dit. Kom ons red siele uit die vuur. Amen. Kom ons sluit die oë. Ek doen graag vir ons 'n gebed. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus, Here, dit is eintlik so wonderlik en lekker om te besef dat ons geloof is nie leeg nie. Dat ons geloof word bewys en bevestig deur soveel getuienisse wat beskikbaar is. Here, dankie vir die woord, dankie vir die Bybel, ons hoofgetuienis, Here. Dankie dat U ons lei deur die Heilige Gees, om dit wat ons lees ook te glo, en dankie dat U deel is van ons lewens, en dat ons verhouding met U getuig ook, dat U 'n werklikheid is. Maar Here, baie dankie vir al die openbaringsmaniere wat U vir ons gee, nie net vir die gelowige nie, maar ook vir die ongelowige. Help ons om bewus te wees van hierdie getuienisse, hierdie buitebybelse getuienisse, waardeur ons die ongelowiges kan bereik, waardeur ons hulle honger kan maak om meer te hoor en meer te leer. Dankie Here vir die natuur, soos Psalm 19 getuig, dat U openbaar Uself deur die natuur. Dankie vir getuienisse van mense, gebeure. Dankie Here
vir al die maniere, wetenskap, argeologie, en soos ons vandag ook gehoor het, selfs die geskiedenis. Dankie Here, dat U al hierdie openbarings vir ons gee, maar help ons as gelowiges, om hierdie openbarings te gebruik, om die ongelowiges te bereik, Here. Ag Here, ons wil die wêreld wakker maak vir U. Ons wil vir die wêreld getuig, soos Johannes getuig, dat U 'n werklikheid is. Daarom dank ons U vir die geskiedenis, die historiese geskiedskrywers, en al hierdie dokumente en nog meer, wat beskikbaar is, wat bevestig, dit wat die woord ook bevestig. Dankie dat ons bewus is daarvan, Here. Seën ons asseblief, Here. Gebruik ons asseblief, Here. En Here, gebruik ons soos die disippels van oud, om die wêreld weer aan die brand te maak vir Jesus Christus. Dankie Here, dat U 'n werklikheid is, 'n werklike persoon in die geskiedenis, 'n werklike persoon, die Seun van God, tot vandag. Ons loof en prys en eer U daarvoor, en ons bid dit alles, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Dankie geliefdes. Eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in U waarheid, vir die eer van U koninkryk, wil gehoofloof U, ons Heer en Bruidegom.